Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Dinsdagoggend en wat 'n voorreg is dit vir my om vir julle te kan woordbring vandag. Nou kind van God, ek wil bietjie met julle gesels oor hoekom dink julle het plekke toegangskaarte nodig? Dit is obvious, sodat nie enige iemand sommer net by 'n kompleks of by 'n gebou kan ingaan nie. Ander plekke gebruik natuurlik jou vingerafdruk om dit net meer en meer veilig te maak. En dan natuurlik by ons huise het ons sleutels om te kan inkom. Op ons fone het ons 'n paswoord of 'n PIN. En dit is ook so gemaak dat niemand anders dit daar kan inkom nie. Nou kind van God, in ons geestelike lewe werk dit ook so. Om by die hemel in te kom, om by die ewige lewe te kan aansluit, het ons ook 'n toegangkaart nodig. Ons het ook 'n PIN nodig. Ons het ook 'n sleutel nodig. En wat dink julle is daai sleutel en daai toegang? Is dit om goeie dade te doen? Is dit om armes te help? Om vir mense te sorg wat nie vir hulle self kan sorg of wil sorg nie? Nee, my broer en sissa, dit is wel 'n kwalifikasie wat jy het. Dit wys van die karakter, maar dit is nie wat vir jou daai toegangskaart gaan gee nie. Wanneer jy gaan verklaar, Jesus Christus is my verlosser en saligmaker. Jesus is my koning, geen ander koning nie. En God het Jesus uit die dood uit opgewek. Wanneer jy daai verklaring maak, wanneer jy bely met jou mond en met jou hart glo, Jesus Christus is die ewige koning, dan kwalifiseer jy om daai toegangskaart te kry tot 'n ewige lewe en tot die hemel. Dan het jy jou toegangskaart, my broer en sissa. Nou, wat moet ons doen om ons dankbaarheid te bewys dat ons hierdie toegangskaart het? Dit is om 'n pad saam met Jesus te stap, om 'n verhouding met Jesus te hê, alles te doen volgens sy wil. En ek kan vir jou sê, hierdie goeie dade wat jy doen, wanneer dit alles in rekening geplaas word, gaan dit net Jesus meer en meer en meer trots maak op jou. Dat hy, wanneer jy die hemel betree, vir jou kan sê, wel gedaan, goeie en getroue dienaar. Ek is seker almal van ons wil graag hê, Jesus moet dit vir ons sê, goeie en getroue dienaar. Maar as jy dink, net jou goeie dade gaan jou in die hemel bring, en jy dink, jy gaan dit kan omseil sonder 'n toegangskaart, jammer my broer en sissa, maar ek het vir jou slegte nuus. Jy gaan daar kom en jy gaan probeer inkom. En wat gaan Jesus vir jou sê? Gaan weg, want ek het jou nie geken nie. Glo my, my broer en sissa, ek wil nie eens daaraan dink om daai woorde te moet hoor van Jesus Christus nie. So ek wil vandag vir jou vra, het jy al jou toegangskaart ontvang? Het jy al aansoek gedoen vir jou toegangskaart tot die hemel en 'n ewige lewe? As jy nie het nie, dan wil ek vir jou bemoedig, my broer en sissa, daar's geen beter tyd as nou om dit nou te doen nie. Romeine 10 vers 9 sê vir ons so mooi hoe ons moet maak om daai toegangskaart te kry. In Handelinge 4 vers 12 sê dit is nie deur mense nie. Dit is nie deur name van mense nie. Groot pastore, bekende evangeliste nie. Dit is deur die naam van Jesus Christus. Wanneer daai naam op jou vorm geteken is, dan gaan jy jou toegangskaart kry. Mense kan jou natuurlik lei na verlossing. Mense kan jou bemoedig. Ja, maar hulle is nie die een wat die verlossing vir jou gee nie. Jesus Christus is dit. Dis ons koning, ons verlosser en saligmaker. En natuurlik ook, Jesus gee hierdie toegangskaart vir ons, nie as gevolg van die wette van Moses se tyd nie, maar deur genade. My broer en sissa, genade van Jesus Christus, wat ons kan lees in Efesiërs 2 vers 8, dat julle is deur my genade gered. Ja, dit maak my skoon opgewonde, net om te dink, dat ek 'n toegangskaart het, tot 'n ewige lewe, en om die hemel te betree. Ek gaan vir elkeen van julle vandag bid, en die, wat nog nie hulle harte vir Jesus gegee het nie, gaan ek daarna ook 'n gebed bid. Vader, ek bid in Jesus naam,
Dankie dat ons 'n toegangskaart kan kry tot die hemel en 'n ewige lewe. Vader, baie dankie dat dit deur u genade is dat ons dit kan ontvang. En Here, ek wil nou vir elke boetie en sissa wat hierdie woord ontvang, wil ek bid. En vir julle wat nog nie julle harte vir Jesus gegee het nie, en dit nou wil doen, wil ek hê, die wat kan sien op die video, steek jou hand op in die lig, en dan vir die wat die audio ontvang, steek ook jou hand in die lig, en bid hierdie gebed saam met my. Sê, Vader, ek bely, dat ek 'n sondaar is, maar vandag kom ek lê my hart voor u neer, ek bely met my mond, en ek getuig uit my hart, dat Jesus Christus is die Messias, Jesus Christus is die verlosser en saligmaker, Jesus is opgewek deur God, en uit genade is ek gered, en ek is vry. Here, van vandag af wil ek deel wees van die koninkryk, en ek wil 'n ewige lewe beerwe. Hier is ek, Vader. Neem my, gebruik my, in Jesus naam. Amen en amen. Mag julle elkeen 'n wonderlike dag verder hê. Kyk mooi na julleself en wees geseënd. Totsiens julle.